Goeienaand en vanaand maak ons klaar met ons Bybelstudie oor die laaste dae. So ons het in die afgelope paar weke het ons gepraat oor dit wat ons hoe ons anders gaan leef omdat ons weet dat Jesus Christus terugkom en vanaand gaan dit oor die laaste gedeelte. So ons het 'n oorsig gehad oor 1 Tessalonisense. So ons het net vlugtig oor die hoofstukke gekyk. Ons het nie in diepte gekyk na elke teksvers nie. So vanaand maak ons klaar met die gedeelte van 1 Tessalonisense vers of hoofstuk 4 en hoofstuk 5. So ons kan enige oomblik kan jy op sosiale media gaan kyk en jy kan sien dat daar mense is wat voorspel wanneer die einde van die wêreld is, en ons sien al die dinge rondom voorspellings dat die derde wêreldoorlog gaan uitbreek en al die goeders wat gebeur. As daar bloedmaane is, dan is dit 'n teken van die einde van die tyd. So daar's baie mense wat deel, jy weet, en sê dat ons sien die tekens en al daai tipe van goeders. Maar as jy bietjie nader kom aan ons lewens en ons sien dat daar mense is wat regtig waar leef asof God nie bestaan nie. Die huwelik word gespot. Dit wat altyd sonde was, is nou ewe skielik toelaatbaar. Die reëls is so gebuig dat mense kan leef net soos wat hulle wil. En wanneer ons die vraag vra, wanneer Jesus weer sal kom, dan is dit nie 'n onbekende vraag in die Bybel nie. Die mense in Tessalonika het dieselfde vraag gevra. En daarom kom Paulus en hy wil vir hulle kom sê, weet jy wat, julle moet net kalm bly, julle is nou nuwe Christene, moenie bekommerd wees nie, Christus is op pad, maar daar is 3 dinge wat hy wil hê wat ons in ons gedagtes anders oor moet dink. Die eerste ene is dat ons sal beweeg van sondigheid na heiligheid. Nou, as jy nou vra wat is heiligheid in die Christelike konteks, is daar 2 woorde wat baie belangrik is. Die eerste een is regverdigmaking en die tweede ene is heiligmaking. So regverdigmaking is die dag wanneer jy tot bekering kom, die dag wanneer jy Christus aanvaar as jou verlosser, dan word jy regverdig gemaak op grond van dit wat Jesus Christus gedoen het, nie op grond van wat jy gedoen het nie, nie jou goeie werke nie, nie enige iets wat jy gedoen het nie, net dit wat Jesus Christus gedoen het. Dan sien God jou deur dit wat Christus gedoen het en dat jy regverdig is. Heiligmaking is 'n konstante proses deur ons hele lewe, sodat ons die mense kan word wat Christus wil hê ons moet wees. Dat ons meer en meer elke dag soos Christus kan word. Daarom skryf hy in 1 Tessalonisense hoofstuk 4, dan skryf hy daarso, hy sê, God se wil is dat ons moet heilig lewe, dat ons alle onsedelikheid moet vermy, want ons is nie mense van die duisternis nie, ons is mense van die lig, dat elkeen sy eie vrou moet hê, dat ons heilig en eerbaar moet lewe, en dat ons nie wellustige begeertes moet hê soos die heidene nie, en dat God ons nie geroep het om onrein te lewe nie, maar dat ons heilig moet wees. So, daar's 'n klomp goed in ons lewens, in my en in jou lewe, wat God anders wil hê. Hierdie gedeelte gaan spesifiek oor seksuele sonde, want dit was 'n groot probleem in daardie tyd, dat mense seksueel losbandig is, net soos vandag, maar daar is ook ander dinge wat God in ons lewe wil anders hê. Hy wil hê, miskien wil hy iets met jou mond doen, dat jy moet ophou skinder, of iets in jou hart, dat jy nie meer jaloers moet wees nie, of dat jy ander mense moet vergewe. Daar's verskillende goed waarmee God in ons lewens werk. En die Here wil hê dat ons nie deur ons begeertes oorheers moet word nie, want hy sê vir ons dat nou dat ons kinders van God is, word ons nie beheer deur ons begeertes nie, maar ons word beheer deur die Gees van God. Die heidene leef volgens hulle begeertes, ons leef volgens die Gees. So God wil hê dat ons eerstens moet beweeg van sondigheid na heiligmaking. Met ander woorde, elke liewe dag is ons besig om te beweeg na 'n plek toe waar ons meer soos Jesus Christus word. Dan die tweede een wat ons moet beweeg is van verwarring na duidelikheid. En waaroor dit hier gaan is, dit gaan oor dat daar is mense in Tessalonika wat bekommerd was dat daar alreeds van hulle geliefdes gesterf het en Jesus het nog nie gekom nie.
So hulle is bekommerd, wat gaan van daardie mense word? Dan kom sê Paulus vir hulle, hy sê, julle moet nie onkundig wees nie, julle moet weet, dat die mense wat reeds dood is, dat hulle ons nie voor is nie. So dis nie dat ons agtergebly het nie, ons is hier, ons is nog in die lewe, hulle is voor ons oorlede, maar hulle is nie voor ons nie, ons sal saam met hulle ook by Christus wees, en dat ons nie treur soos mense wat nie hoop het nie, ons treur, ons is hartseer wanneer ons geliefde sterf, maar ons treur nie dat ons geen hoop het nie, want ons weet ons hoop is in Jesus Christus. Ons weet dat ons eendag hulle weer sal sien, en dat ons saam met hulle in die koninkryk van God sal wees. En wat hy vir ons baie duidelik wil maak is dat ons sien dit so baie keer by begrafnisse, is dat wanneer mense sterf sonder Christus, dat daar werklik waar hierdie hele ding is van, hulle het nie hoop nie, daar is 'n ander tipe hartseer, as wanneer ons by 'n begrafnis is van iemand wat Christus geken het. En daarom wil Paulus vir ons kom sê, jy weet, ons moet nie net dink aan hierdie wêreld nie, ons kan duidelikheid hê oor waarheen ons op pad is. Ons kan duidelikheid hê dat ons eendag saam met ons geliefdes by Christus sal wees. Daar hoef nie by ons verwarring te wees oor wie's waar en is hulle by Christus, wat ook al die geval mag wees nie. Wat hy vir ons wil sê is dat wanneer jy as 'n gelowige sterf, dat jy by Christus is. Daar's geen onduidelikheid daaroor nie. Daar's geen verwarring rondom dit nie. Dat wanneer iemand in Jesus Christus is en wanneer iemand sterf in Christus, is hy by Christus. En ons wat agterbly, ons is hartseer, maar ons huil met die gedagte dat ons mekaar eendag weer sal sien. Ons mis die persoon, maar daar moet 'n duidelikheid by ons wees, dat hulle ons nie voor is nie, hulle is op 'n beter plek as waar ons is op hierdie stadium, maar dat ons eendag weer saam met hulle ook sal wees. En daarom sê Paulus vir ons, hy sê ons moet beweeg van sondigheid na heiligmaking, dat ons meer soos Christus moet wees, dat ons moet beweeg van verwarring, soos wat die wêreld is, want hulle weet nie waartoe gaan hulle geliefdes nie, dat daar sekerheid by ons sal wees, dat hulle reeds by Christus is, en dan die laaste ene is dat ons sal beweeg van 'n passiewe houding, van passiwiteit na gereedheid. Hy skryf vir ons in 1 Tessalonisense 5, dan skryf hy oor die eindtye en geleenthede, broers, is dit nie nodig dat ons vir julle moet skrywe nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here soos 'n dief in die nag kom, wanneer hulle sê daar is vrede en veiligheid, kom daar skielik vernietiging oor hulle. Hy gebruik daai woordjies vrede en veiligheid, want wat hy eintlik doen is hy steek so 'n houtjie in daarna die Romeinse regering, want die Romeinse ryk, die mense in Rome het 'n lese gehad, Pax et Securitas, wat beteken het dat daar is veiligheid en vrede terwyl die keiser, die Caesar regeer. Sy weermag, sy mag verseker vrede en veiligheid. Hulle sê dat daar is vrede en veiligheid in politici. As ons kultuur reg is daar vrede en veiligheid. As ons meer geld het, is daar vrede en veiligheid. As ons meer sekuriteit het, is daar vrede en veiligheid. AI verseker ons vrede en veiligheid. En dan wil hy kom sê, ons as Christene se vrede en veiligheid lê nie in die keiser nie, dit lê nie in die kultuur nie, dit lê nie in 'n salarisstrokie nie, dit lê nie in politiek nie. Ons vrede en veiligheid lewe of bly in Christus alleen. En dan sê hy in vers 4 tot vers 6, hy sê, want ons is nie meer deel van die duisternis nie. Ons gaan nie oorval word soos 'n dief nie. Ons is kinders van die lig. Ons is kinders van die dag. Ons behoort nie meer aan die duisternis nie. Ons behoort aan God deur dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En daarom sê hy, moenie passief wees soos die wêreld en dink alles is goed en reg en veilig nie. Ons veiligheid lê nie in 'n wêreldse stelsel nie. Ons veiligheid lê in wie Jesus Christus is en wat hy vir ons gedoen het. En daarom sê hy, ons is nie soos die mense van die wêreld wat slaap en tevrede is en passief is nie. Ons moet wakker wees
Ons moet weet enige oomblik dat Jesus Christus kan terugkom. En dat ons die wapenrusting, ons het in die vorige een het ons gepraat oor die wapenrusting, dat ons die wapenrusting sal aantrek. Die helm van verlossing, die skild van die geloof, die swaard wat die woord van God is, die borsplaat wat ons vergifnis is en ons regverdigheid is, die gordel van die waarheid en dat ons die skoene sal aantrek om ander mense te waarsku en ander mense te leer van Jesus Christus en die evangelie aan hulle te verkondig. En mag jy ook in hierdie tyd besef dat ons leef elke dag 'n dag nader aan die koms van Christus. Ons sien die tekens in die wêreld, maar ons is nie bevrees nie. Ons sien hoe dinge verander, maar ons is nie bekommerd nie. Ons weet, ons behoort aan Christus. As jy jou lewe vir Christus gegee het, sal jy saam met hom in die koninkryk wees. En hier is die vraag wat ek wil hê dat elkeen van julle oor moet dink. Wat sal jy in jou lewe verander as jy werklik glo dat Christus enige oomblik kan terugkom? Wat sal jy in jou lewe verander as jy werklik glo dat Christus enige oomblik kan terugkom? Ons leef nie soos die mense van die wêreld nie. Ons leef met afwagting, ons leef met gereedheid, ons leef in die wete dat ons aan Christus behoort. En mag jy 'n baie geseënde aand hê saam met jou groep, saam met jou mense, en as jy alleen is, dat jy hierdie tyd sal gebruik om in die teenwoordigheid van God te spandeer. Amen.